geld. Wat sê die Bybel daaroor? Ons erken ons behoefte daaraan om te leef en te funksioneer in die wêreld. Maar hoe moet ons dit bestuur? Miskien is 'n beter vraag: bestuur ons dit of beheer dit vir ons? As Christene erken ons dat hoe ons geld sien of bestuur ons nie kan red nie. Selfs ons mees vrygewige dade kan ons nie red nie. Christus alleen red ons. Deur die mees oorvloedige daad van vrygewigheid van alle tye, toe hy sy lewe as 'n offer aan die kruis neergelê het. Al kan ons liefdadigheid en hoe ons geld bestuur ons nie red nie, wys dit tog hoeveel ons die vrygewigheid van God verstaan. Dat hy sy seun gegee het, sodat ons met hom versoen kan word vir ewig. Dit is 'n belangrike aanduiding van die toestand van ons hart, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit nie goedkoop is nie. Hy het 'n duur prys betaal. Verlossing het ons niks gekos nie. Jou, my verlossing het ons niks gekos nie. Ons kon dit nie eens verdien nie. Maar dit het alles, dit het Jesus, dit het God alles gekos. Deur sy eersteling, sy enigste seun te gee. En daarom het ek en jy, as gevolg van sy liefde, staan ek en jy, as gevolg van wat hy kom doen het, staan ek en jy nou aan die ontvangkant van sy liefde. Ons kon hom nie eerste lief hê nie, sê die woord. Hy het ons eerste lief gehad. En daarom kan ons die liefde dan as 'n werklikheid beleef in ons lewe hier op aarde. En dit roep ons om te dink asof die Here ons tot aandag roep, dat ek en jy met dieselfde erns en selflose toewyding sal leef en sal lief hê en dit uit te leef in elke deel van ons area, in elke deel van ons lewe, in elke area van ons lewe. Jy sien, want God se liefde is nie selektief nie. Dis alomvattend. Met ander woorde, dit geld nie net in 'n sekere deel van ons lewe of 'n area van ons lewe nie, maar ook in areas, in alle ander areas van ons lewe, ook in die areas wat dikwels vir ons baie spanning bring. En dis ons finansies, wat baie keer een van die top 3 versoeke op ons gebedslys is. Ek dink veral in die tyd waar ons leef. Maar jy moet hoor vanoggend dat dit God se hart is dat dit goed sal gaan met ons finansiëel. Glo jy dis God se hart? Ek dink hier is God se hart dat ek en jy moet sukkel nie. Want hy beloof in Johannes 10 vers 10, dat Jesus het gekom, hy het die prys kom betaal, sodat ek en jy lewe in oorvloed kan hê. Wat is oorvloed? Genoeg. Dis meer as genoeg. Amen. Maar ook genoeg sal hê, sodat ons die vermoë sal hê om sy koninkryk te bevorder en ander te kan seën. Herken jy hierdie geluid op jou foon? Luister gou. Dit is gewoonlik die tyd van die maand wanneer jy weet jou salaris word inbetaal, né? Of jou pensioen en jou bankrekening inbetaal word. Wat is die gedagtes wat dadelik deur jou kop gaan wanneer jy daai ping of geluid hoor? Is dit nie gedagtes soos, die huisverband gaan nou af, hy moet betaal word, die kar moet betaal word, skoolfonds, kruideniersware, die kredietkaart, wat of hoeveel gaan oorbly? En ek weet vir die meeste van ons het die geld wat inkom reeds 'n bestemming nog voordat dit in ons rekening verskyn, hè. Terwyl daai ou geluidjie op die foon afgaan. En soos hy afgaan, hy gelyk en sê, there goes my everything. Nee. Maar is dit nie interessant dat God dit van ons geweet het nie? Dat ons so sal dink oor
dit. En ek dink dis hoekom Jesus ook baie gepraat het oor dit. Want voordat God jou vra wat jy met jou geld gaan doen, vra hy eers, jy kan maar dit lees en ek gaan dit vanoggend vir jou wys. Hy vra eers wie jy met jou lewe vertrou. Voordat hy vir jou en my vra, selfs wanneer dit by finansies kom, vra hy eers, met wie vertrou jy jou lewe? Vertrou jy Absa Bank? Vertrou jy jou eie maatskappy waarvoor jy werk? Vir wie trou jy? En ek wil vanoggend vir jou nooi om 2 verse uit die boek van Spreuke saam met my 'n bietjie uit te pak. Nou as jy dink aan die boek van Spreuke, is 'n versameling van praktiese wysheid. Wysboeke in die Ou Testament. En dis regtig, toe ek weer 'n bietjie daardeur werk, en die hele doel van Spreuke is om ons, onthou die woord is eie tyd, of is eie tyd, nee, dis tydloos, en bedien ons met goddelike wyse, om 'n sinvolle en 'n suksesvolle lewe te kan lei. Dis die krag van die woord. Amen. Dis die krag van die woord. So kom ek vat jou na hierdie gedeelte toe, in Spreuke 3 vers 9 tot 10. En die fokus vanoggend is die krag van God se belofte in ons voorsiening. Hy skryf, eer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word met oorvloed, en jou parskuipe, met ander woorde, jou wynvat, oorloop van mos. Mos is mos hy vars druiwe sap, wat uit die wynvat uitvloei, wanneer die druiwe gedruk of getrap word, nee. Nou in hierdie 2 verse is daar 4 belangrike beginsels in opgesluit wat ek glo die Here wil hê ons moet hoor vandag. En met 'n paar goed vandag in die diens vat ek 'n ander benadering. Want ons verval baie keer so in 'n mindset, daar's nie 'n beter woord. Baie keer in 'n stuk godsdienstigheid wanneer ons dink oor goed. Maar die woord van God is die waarheid. Nou begin hy, Salomo, en hy sê, die beginsel, die eerste beginsel wat ons hier moet leer, die beginsel van eer. Hy sê, eer die Here uit jou goed. Nou wanneer hy sê, eer die Here uit jou goed uit, dan is dit nie iets wat filosofies is nie. Dis iets, dit is tasbaar, eer die Here uit jou goed uit. Anders het so hy het gesê, eer die Here uit jou denke uit. Uit die Here uit, hoe jy mediteer oor goed. Nee, hy sê eer die Here uit jou goed uit, en daai eer, in die Hebreëse woord is 'n werkwoord, wat kabed beteken, om gewig te gee aan iemand. Het beteken om iemand die hoogste waarde, respek en plek te gee wat hy verdien. En hy verwys hier na God. Dit gaan veel dieper as net om dankie te sê of 'n beleefdheid te toon. Om God te eer beteken om hom bo alles te waardeer. Amen. Dan gaan jy sê eina of amen. Maar wat se kant toe hy kom nou vanoggend die woord, nee. Eer beteken prioriteit, om hom en sy koninkryk eerste te stel. Eer beteken erkenning, te erken dat alles wat ek het, kom van hom af en dit behoort aan hom. Eer beteken aanbidding. Gee is nie net finansiëel nie. Dis 'n daad van 'n plek van aanbidding, nie van vrees nie. So wanneer ons gee, aanbid ons God deur hom eerste te stel en hom te eer met ons besittings. Gee is nie gedryf deur vrees nie. Dan misinterpreteer jy die woord. Ons gee nie omdat ons bang is dat daar iets slegs gaan gebeur as ons nie gee nie, maar ons gee omdat ons gewillig is en met vreugde wil wys dat ons skat in die Here is.
Nou sê hy, die beginsel van eer, hy begin daarmee, asof hy vir ons wil sê, dat wie vertrou jy met jou lewe? Die erkenning van God oor alles wat jy het en wie jy is. Eer hom uit jou goedheid. So terloops, as jy nie gewonder het waaroor ons praat oor finansies. Tweede ding is beginsel van geloof. Dan sê hy, uit die eerstelinge, hy sê eer God met jou goed, dan sê hy uit die eerstelinge van al jou inkomste. Nou, wanneer jy dink in die konteks waar het geskryf is, antieke Israel, die Israeliete was vir hulle oorlewing volkome afhanklik van seisonale reën en oeste. Dis hulle oorleef het. En die Hebreëse woord vir eersteling is bikarim, beteken belofte vir die toekoms. Dit was 'n simboliese daad om te sê hulle glo God sal ook die res van die oes laat inkom. So die eersteling het altyd verwys na die heel eerste ryp vrugte of opbrengs van die seisoen, is koring, gars, druiwe, granate, olywe en alles waarmee hulle geboer het. Hulle moes die eerste van daai, moes hulle tempel toe bring. Nou, die eerste oes vir hulle was altyd 'n tyd van spanning en versoeking. Omdat hulle wil baie keer vir hulle self gehou het vir die maande van die winter se skaarsheid. Maar die Here het hulle gedaag. En daarom moes hulle die eerste deel van die oes aan God offer. En daardeur het die Israeliete erken dat die land, die reën en die oes aan God behoort. En daardeur dit gesien as hulle geloof in God, dat hy ook vir die res van die oes sou voorsien. En so het hulle die eerstelinge na Israel, die Israeliete na die tempel in Jerusalem gebring. Maar dit was 'n posture, dit was 'n houding van 'n vreugdevolle openbare viering van God se goedheid en voorsiening. So die teks sê baie duidelik, ek nou na verwys, die eer die Here uit jou goed, dit praat van substansie, besittings en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Jy kan nie 'n skuur of paarskyp met filosofie of goeie bedoelings vul nie. Dit word gevul met fisiese oorvloed omdat jy 'n fisiese offer, omdat hulle 'n fisiese offer moes bring. Hoekom dink jy is dit so moeilik om God eers te stel wanneer dit by ons geld kom? Dis moeilik. Ons sien dit. Dis moeilik vir mense om God eers te stel wanneer dit kom by hulle finansies. Ek dink omdat ons geld ons sekuriteit verteenwoordig. Vir baie mense is geld meer as net 'n geldeenheid. Dit verteenwoordig veiligheid, beheer en toekoms. En baie keer as ons eerste deel van dit wat ons kry moet gee, voel dit vir ons of ek nou my sekuriteit prys gee. Wat as? En natuurlik is dit vir ons moeilik, want ons wil natuurlik sien of daar genoeg oor is. Ek wil eers my rekeninge betaal en as daar iets oor is, sal ek vir God gee. Maar om die eerste te gee, sê die woord hier, is 'n daad van geloof. Hulle moes leer, dit is 'n daad van geloof. En ek dink die rede hoekom ons nie altyd op 'n plek is of moeilik is om God eers te stel wanneer dit by ons geld kom, omdat ons vrees dikwels praat as ons geloof. As volgelinge van Jesus praat ons vrees baie harder as baie keer ons geloof. Ons loop baie keer in spog, ek is 'n gelowige van Jesus. Wanneer baie keer wanneer ons moet kom om in die Here se koninkryk eers te dien met die eerste deel van ons inkomste,
dan vra ons onsself af, wat as ek nie genoeg het nie? Wat as iets onverwags gebeur? Daai vrees praat harder as ons geloof. Ek glo die rede is omdat ons eienaarskap dikwels met rentmeesterskap verwar. Ek dink ek het hard hiervoor gewerk. Ek het verdien, dis myne. En dit gaan maklik oor hebsug, want dit is asof ons net meer en meer en meer wil hê. Maar die Bybel herinner ons daaraan dat elke geleentheid en elke vermoë en selfs elke asemteug, die asem wat jy nou haal, terwyl jy daar sit, in en uit asem, is eintlik van God af. En ek dink nog 'n rede is omdat ons dink, het gaan net oor 'n finansiële besluit. Om die eerste te gee vir God gaan eintlik oor aanbidding. Wat eintlik sê en verklaar wie kom eerste in my lewe. Baie keer sê ek van hierdie verhoog af, if he's not Lord of all, he's not Lord at all. If God is not number first in everything, in alles van ons, dan is hy nie God van ons lewe nie. He's not Lord of all, he's not Lord at all. So hy wil nie net 'n deel van ons lewe of een kompartement van ons lewe Here wees nie. Hy wil Here van alles wees. So om te gee gaan eintlik oor aanbidding, om eintlik te wys wie kom eerste in my lewe. Die bedrag is nie die belangrikste, maar die volgorde is belangrik. Krijg 'n amen of 'n nee? 'n amen of 'n eina? Want ons kan so kibbel en kabel oor die bedrag nie. Maar dit gaan eintlik oor aanbidding. Die belangrikste saak is, wie kom eerste in my lewe? Dis die belangrikste ding. En die eerste deel is nie die oorskot nie. Dis nie daai R5 nadat jy gisterand by Spur geëet het. En jy trek gou dieselfde broek sommer aan, want hy's nog skoon. En trek hom aan, en nou is dit nog laat ook. Nee, wag, hier's nog daai R5. Wag nee, hier staan om R10. Net gou vanoggend die kerk help. Dan mis ons wat God eintlik bedoel het. Want al hierdie goed wat ek vanoggend gaan praat, ons kom nou tot die voordeel van om die eerste vir hom en sy koninkryk te gee. Dis nie oorskot nie. Wanneer jy daai ting hoor, hey, loof die Here, ek het 'n geleentheid om die heel eerste gedeelte van my inkomste vir die koning van alle konings te gee. Ons wag en doen nie eers alles wat ons wou gedoen het en dit wat oorbly, dit wat oortollig is, gee ons vir die Here. Ek sê, kyk hoe waar bietjie oor is, Here, dan sal ek vir u gee. Jy sien, dit is nie wat aan die einde van die maand oorbly nadat ek al my lewenstyl rekeninge betaal het nie. Ons gee van die bopunt af. Dis wat eerstelinge beteken. Dis 'n tasbare aksie, 'n fisiese bydrae. En vandag, dit manifesteer vandag as 'n fisiese bankoorplasing, 'n kontak, want ons kan ons nou nie beeste en koring en groente hier inbring. Hoe gaan dit nou lyk? Dit gaan ons gawels wees. Die kommoditeit met wat ons werk is geld. Sonder geld kan ek en jy niks doen nie. En dis waarmee ons gedaag word elke dag as kind van die Here. Om sy koninkryk eerste te stel. Dis tasbare bates wat jy gee vir die uitbreiding van God se koninkryk, die kerk of mense van nood. Ons het gesê liefde kos iets, is 'n prys, dit kos iets. Dis 'n ekonomiese waarde wat jy moet gee. En dan eersteling is 'n daad van geloof. Dit is wat ons baie keer vergeet soos die Israeliete. 'n belofte en 'n waarborg. Dis wat hierdie woord sê. As jy my eerste ken in alles wat jy het, as jy my dien met jou eerstelinge, waarborg ek vir jou. Ek sal vir jou wys. Ek waarborg jou die res wat jy nodig het, sal ek vir jou voorsien. 'n bewys, 'n vertroue dat God die res van my sal seën.
volgende beginsel wat sê, hier kom die belofte, dan sal jou skure vol word met oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Dis 'n belofte van voorsiening. God antwoord fisiese gehoorsaamheid en geloof met fisiese tasbare voorsiening in jou besigheid, werk en finansies. En oorvloed beteken genoeg vir jou en genoeg om ander te seën. Hy sê met oorvloed, genoeg vir jou, genoeg vir my koninkryk, genoeg om ander te seën. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 20. Miskien wil ek net gou daai aanhaling lees wat hy geskryf het. God se belofte is nie leefwoorde nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy het nie die vermoë om te lieg nie. God se belofte is nie leefwoorde nie. Dis die sleutel tot jou en my voorsiening. En Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel die beloftes van God ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Hierdie vers gaan oor die absolute betrouheid van God se beloftes, wat in Jesus vervul is. In hom is hulle ja. Dit vind hulle vervulling in Christus. Dis nie onsekerheid nie. Dis 'n vaste ja. Hy's vas. En dan sê hy in hom amen. Amen beteken dit is waar. Dit sal so wees. Dit staan vas. En omdat dit vervul is in Jesus Christus, elke belofte, kan ek en jy met soveel vertroue vanoggend sê, amen. Ons stem saam met God en vertrou dat hy sal doen wat hy beloof het. Amen. Wat as ons dit nie glo nie, kan ons die Bybels toemaak, ons kan hierdie gebou verkoop, ons omskep hom in nog 'n paddle en ons gaan aan. En dan sê hy tot heerlikheid van God deur ons. So wanneer ons God se beloftes glo, ontvang en uitleef, word God verheerlik in ons lewens en ons lewens word 'n getuienis van sy getrouheid. Dis wat hierdie vers sê. Wat sê hierdie vers vir ons? God verander nie van plan nie. Spreuke 3, vers 6 tot 9. Wanneer hy sê, as jy my eer, eerste, en as jy my vertrou met die eerstelinge, gee ek vir jou 'n belofte, wat vasgemaak is in my seun Jesus Christus. En hierdie vers beteken God verander nie van plan nie. Sy beloftes is nie miskien nie, dis ja en amen. En Jesus is bewys dat hy sy woord hou. Want hy het gesê vir eeue, ek het julle lief. Vir eeue het hy vir mense gesê, ek het julle lief. Wat het op 'n dag gebeur? Hy het sy eie eersteling, ek gaan jou nou verwys na daai skrifgie toe, sy eie eersteling, Jesus Christus, na hierdie aarde toe gestuur om te sterf, min wetend dat daar mense is wat gaan ja sê vir hom. Eersteling, sy enigste, 'n bewys dat God sy woord hou. En jy moet dit hoor, hier's mense wat vanoggend moet hoor. God is 'n waarmaker van sy woord. Jy sien, ons kan met geloof op God se belofte staan, selfs wanneer omstandighede anders lyk, selfs wanneer daar niks in die skure is nie, kan ons nog steeds staan op God se belofte. En God se belofte is nie gebaseer op ons gevoelens nie, maar op Christus se voltooide werk. Nie op jou en my emosionele toestand nie. God se beloftes is nie leefwoorde nie, dis die sleutel tot sy voorsiening. Hierdie verse is die sleutel tot ons voorsiening. Die laaste beginsel wat ek uitlees, liefde gee eerste, nie laaste nie. Liefde gee eerste, nie laaste nie. Ons staan so maklik hier, nee. I love you, Lord, and I lift my voice.
Ons sing hierdie goed. Maar wanneer dit kom by ander dele van ons lewe, dan is hy heel laaste. Veral by ons finansies. Wat so 'n belangrike deel van ons pad is in ons lewe op aarde. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. God vra nooit iets wat hy nie self gedoen het nie. Hy het eerste gegee, hy het sy beste gegee, hy het eerste lief gehad, hy het eerste uitgereik, terwyl ons nog sondaars was. Terwyl ons nog gerebelleer het hy sy enigste, sy eersteling vir jou en my kom gee. God het nie gewag totdat ons reg was nie. Hy het gesê, raak, kom julle nou eers by en dan gaan ek my seun vir julle stuur, Jesus. Nee, hy het hom gestuur met die oortuiging, hulle gaan ja sê vir my, seun Jesus Christus, en hulle gaan terugdraai. Ek gaan my eiendom terugkoop in my seun. Hy het eerste gegee, hy het sy beste gegee. Jy sien, eerste vrugte weerspieël God se hart, wanneer ek en jy hom eerste erken in alles. Maar veral wanneer dit by finansies kom, weerspieël ons sy liefde, ons weerspieël sy karakter, ons weerspieël sy vertroue. Wat dink jy sê God vandag vir jou en my deur hierdie gedeelte? Terwyl ek hier deur werk, het duidelik vir my gesê, eer my met jou inkomste en jou besittings. Leef met verwagting, dat ek vir jou sal voorsien. Maar gebruik oor die oorvloed waarmee ek jou seën, sodat jy ander ook daarmee kan seën. Leef met 'n oop hand. Maak jou finansies 'n plek van aanbidding en nie van vrees nie. Jy sien, die vraag is nie of ons geld aanbid nie. Die vraag is of ons God aanbid met ons geld. Dis iets anders. Jy sien, geld word 'n plek, ons finansies word 'n plek van aanbidding wanneer ons vertroue groter word as ons vrese. Ek gaan nie genoeg hê nie. Skaarsheid mentaliteit. Ons gehoorsaamheid groter as ons bekommernis. Ons finansies word 'n plek van aanbidding as ons vrygewigheid groter word as ons behoefte aan hom aan vasstou. Die aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Ek weet nie van jou nie, maar as dit vandag ook jou begeerte is na aanleiding van sy woord, dit wat ons opgetel het in hierdie gedeelte, as dit vandag die begeerte van jou lewe is, van jou hart is om met God jou lewe en jou finansies te eer, om hom as jou getroue voorsiener te vertrou, om 'n seën vir ander te wees, en finansies vir jou 'n plek word, nie van vrees nie, maar aanbidding, wil ek jou uitneem saam met my op te staan. As dit jou begeerte is volgende. Sê, Here, ek wil U eer met my lewe en my finansies. Om U as my getroue voorsiener te vertrou vandag. Om dit waarmee U my so seën. Party van ons skure is baie vol. Van ons wat hier staan, se skure is tot oorlopings vol. Waar hy sê, Here, dit wat U my mee seën, hier gesondheid, die wysheid, die insig, die besigheid wat ek het. Here, dat ek met 'n oop hand sal leef. Maar dat my finansies nie 'n plek van vrees ooit word nie, maar plek van aanbidding. Kom ons maak vandag hierdie 'n persoonlike gebed en die Here te vra om ons harte te vorm, ons harte te kom verander en om ons te help wat ons vandag uit sy woord gehoor het uit te leef. Amen.
Maak dit jou gebed. Ek kan nie jou lewe vir jou lei nie. Ek kan jou begelei met die waarheid. En ek kan vir jou vertel wat die Here alles in my lewe gedoen het. En die manier hoe ek hom vertrou. En ek kan vir jou waarborg, hy is 'n waarmaker van sy woord. Waarmaker van sy belofte. Dalk moet ons vir 'n oomblik net so staan en dan lyk ons in gebed. Here, dat U ons harte sal kom verander, ons harte sal vorm. Kom help ons deur die werking en die krag van die Heilige Gees. En Vader, ons wil vir U dankie sê vandag, dat U ons getroue voorsiener is. U is nie net 'n voorsiener, maar 'n getroue voorsiener. En Here, help ons om U te eer, met alles wat ons het, alles dit wat ons toevertrou het, ons inkomste, ons besittings, maar ook ons lewe. Here, ek bid dat U ons sal help sodat ons sal groei in geloof en U vertrou met die verwagting dat U in elke behoefte van ons sal voorsien. Ek bid Heilige Gees dat U vandag begin. Ons wat baie keer sukkel met 'n gees van geldgierigheid en vergelyking, to keep up with the Jones. Ek wil bid, Here, help ons om daai ding te breek in ons lewe. Maar dat ons mense sal word wat vrygewig is, wie se hande oop is, wie se hart oop is. En die seëninge wat U ons mee bederf, U bederf ons met soveel seëninge. Here, dit gebruik ook om ander te seën. Here, maar mag ek bid vandag, Here, dat ons finansies 'n plek van aanbidding sal word. Nie 'n oomblik van vrees of angstigheid. Sodat in alles wat ons doen, U die eer en die heerlikheid sal ontvang. In Jesus naam. Dankie.